ek weet nie wie van die onthou in die ou kerk het hulle nog langs die kant, so albei kante die gesang opgehaat wat 'n mens sing. En nou laat dit my terug daaraan dink, en nooit geweet eers wat die liedere beteken of hoekom ons dit sing nie, maar nou, as 'n mens dit weer die woorde kyk, dan besef mens hoeveel waarhede steek daarin. Al is daar party van die woorde wat ek dink nou al bietjie verouderd is, die waarhede is nooit verouderd nie, so dan is dit wonderlik om hierdie woorde weer te hoor. Ons gaan dan na ons skriflesing toe vanoggend, ons lees Matteus 5 vanaf vers 13. Matteus 5 vanaf 13. Ons begin vanoggend met hierdie gedeelte omdat dit ons tema van die jaar is en hierdie jaar so deurgaans net daarop gaan fokus. Kom ons lees die gedeelte. Bergpredikasie, die sout van die aarde en die lig van die wêreld. Julle is die sout van die aarde. Maar as die sout laf geword het, waarmee sal dit gesout word? Dit deeg nêrens meer voor as om buite gegooi en deur die mense vertrap te word nie. Julle is die lig van die wêreld. 'n Stad wat bo op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie. En 'n mens steek ook nie 'n lamp op en sit dit onder die maatemmer nie, maar op die staander, en dit skyn vir almal wat in die huis is. Laat julle lig so skyn voor die mense, dat hulle julle goeie werke kan sien, en julle Vader wat in die hemele is, verheerlik. Ons lees net tot daar, en ons gaan dan nou vanoggend, en ook volgende Sondagoggend, gaan ons oor hierdie paar verse praat. Maar voordat ons dit doen, en ek vra dat u net so bly sit, die hoofde buig, en dan bid ons net eers saam as gemeente. Wonderlike Here, ons kom sê vir u dankie vir hierdie oggend, vir hierdie geleentheid. Here, ons het die beloftes in die woord, waar ons by mekaar kom, is u teenwoordig, Here, en hier beweeg ons in u teenwoordigheid in. Ons kan u woord hoor, ons kan u teenwoordigheid ervaar, ons kan saam met ander kinders van die Here u dien, ons liefde aan u bewys. En sê ons dankie, Here, dat ons hierdie geleentheid het. Dankie vir ons gemeente, Here. Ons weet, u is die een wat gemeente stig, aan die lewe roep. U is die een wat hulle onderhou, en kan ons vir u kom dankie sê, Here, dat u ons gemeente hier geplaas het aan die Weskus, en dat u ons so week na week, jaar na jaar, dat u ons gemeente onderhou. Dankie, Here, dat ons 'n basis, 'n fondasie het, dat ons kan staan op u woord, en weet ons, Here, solank as wat ons u woord verkondig, solank as wat ons u woord suiwer in ons harte bære, sal u ons gemeente staande hou, sal u ons gemeente laat groei, en daarom sê ons vir u dankie. Help ons ook, Here, dat ons as gemeente u lig sal laat uitstraal, u liefde sal uitleef, en dat ons nooit, Here, mense sal wegstoot of wegwys nie, maar dat ons u liefde so aan alle mense bekend sal maak, dat ons vriendelikheid, soos die woord vir ons sê, aan alle mense bekend sal maak. Here, maar nog steeds, terwyl ons nie kompromie aangaan met sonde nie, terwyl ons staande bly op u woord, terwyl ons leef soos wat u wil hê ons moet leef, dat u ons gemeente daardeur van krag tot krag sal neem. En ons sê vir u dankie, Here, dat ons so vir ons gemeente kan kom bid. Ons bid ook vir die Here in ons gemeente wat siek is in hierdie tydperk, Here, u weet van elkeen, u weet van die name wat ons ook gehoor het in hierdie week, Here, wat met verskillende siektes sukkel. Ons bid vir elkeen van hulle, Here, dat u met hulle sal wees in daardie siektestoestand, dat hulle weet, Here, u genade is vir hulle genoeg, dat hulle u teenwoordigheid sal ervaar, en dat u hulle ook sal oprig, dat u hulle sal help, dat u sal genees, Here. Ons vertrou u vir elkeen wat se naam so op ons gemoed is. Ons bid dan ook so, Here, vir die vissermanne in ons gemeente, vir Christo, vir Daniel, vir oom Bonnie, Here, miskien andere wat hier inskakel of wat besoek, Here, dat u so met hulle in hierdie jaar sal wees, waar hulle weer in hierdie week wat verby is, en die week wat kom, by die werk gaan inskakel en weer terug see toe gaan, dat u hand van beskerming oor hulle sal wees. Here, ons hoor van die skuite wat sink, wat brand, verskillende probleme, Here, en kan ons met dit na u toe kom en vra, bewaar ons mense daar op die see, Here. Hou u hand oor hulle, en ook daar met die werk wat hulle doen, Here, ons weet,
dis die opdrag en die sweet van ons aangesig sal ons brood verdien en daar is hulle besig om te arbei, Here, en ons bid dat U hulle ook daarin sal help, dat U hulle daarin voorspoedig sal maak, ook so om vir hulle gesinne, hulle families te kan voorsien. Dankie Here dat ons vir hulle kan bid, maar ook so elke ander visserman wat op die see uitgaan. Ons bid ook vir die droogte en die brande hier in die Wes-Kaap, Here, ons het gesien, daar is groepe wat gebedsaksies uitroep vir droogte. En besef ons, Here, hoe nodig sekere dele van die land dit het, en bid ons daarvoor dat U sal seën met reën. Maar nou aan die ander kant van die land, Here, sien ons ook, daar is oorstromings en daar is groot vloede, en bid ons vir hulle ook, en bid dat U met daardie mense sal wees. Here, en met dit alles, of dit droogte of vloede, of hoe ook al dit sy, ons besef net, Here, ons het U so nodig, Here, in ons lewens, in ons land, in ons omstandighede, ons het U nodig. En bid ons, Here, dat ons U so in elke situasie in ons lewe, dat ons U sal aanroep, dat ons U hand daarin sal sien. Dankie Here dat ons vir dit kan kom bid, en ook so vir dit wat vir ons voorlê, ons kerkraadsvergadering, Here, ons verootmoedigingsreeks, die vrouevergadering van volgende week, Here, dit is alles aksies wat ons het, om U te verheerlik, en bid ons Here dat dit wat ons doen, of dit in die kerkraad, die CVV, die dienste wat ons bywoon, dat dit wat ons doen, Here, dat ons dit sal doen, asof ons dit vir U doen, ten volle, met ons ywer, met passie, om dit vir U te doen, en U daardeur te verheerlik. Dankie ook, Here, dat U vir ons plekke gee, om in te skakel, om U te kan dien. Ons bid dit alles so vanoggend, Here, en ons oë is op U gerig, ons vertroue is op U, ook vir 'n boodskap, wat U in hierdie oggend vir elkeen van ons het. Ons sê dankie, ons bid dit in die wondernaam van Jesus Christus alleen. Amen. Ons hanteer dan in hierdie week en volgende week 'n redelike kort gedeelte, maar weer eens met soveel waarhede in. En ons begin vanoggend hier met vers 13, Matteus 5 vers 13. Julle is die sout van die aarde. Maar as die sout laf geword het, waarmee sal dit gesout word? Dit deeg nêrens meer voor as om buite gegooi en vertrap te word nie. En vanuit die gedeelte, vanuit die vers praat ons oor die gedagte, wees die sout van die aarde. Ek het vir u gesê, dit is ons tema van die jaar, julle is die sout van die aarde, julle is die lig van die wêreld. Hierdie twee dinge wat ons gelees het, wat ons raak sien, wat ons as gemeente, as kinders van die Here moet wees. Hoekom is dit so belangrik? Hoekom is dit ons tema van die jaar? Want in Matteus 5, wat ons gelees het, is die Here Jesus besig met sy bergpredikasie. Dit is sy boodskap, dit is sy preek, so ons besef hoe uiters belangrik dit is. En in die bergpredikasie, wat die Here Jesus besig is om die gelowiges van daardie tyd, die godsdienstigdes, se siening heeltemal te verander, oor wat vir die Here belangrik is, en wat hy raak sien, en hoe ware geloof moet lyk, kom praat hy met kinders van die Here, en hy sê, julle moet die sout van die aarde wees, julle moet die lig van die wêreld wees. En die basis van hierdie gedeelte, die basis, die kern van hierdie vers is, kinders van die Here beïnvloed die wêreld rondom hulle. Dis wat hy vir hulle kom sê. Julle beïnvloed die wêreld rondom julle. Julle het 'n effek op mense. En dis iets wat die mense in daardie tyd, met die Judaïsme en die Fariseërs en Sadduseërs en skrifgeleerdes en al daardie mense, iets wat in hulle lewens ontbreek het, wat hulle nie besef het nie, wat hulle beslis nie toegepas het. So die Here Jesus kom en hy sê vir die kinders van die Here, julle moet die effek wat julle op mense het, die effek wat julle het, julle moet soos sout en julle moet soos lig wees. Nou ek het gaan kyk, ek hou so 'n boek van al my preke, net om seker te maak, ek preek nie dieselfde gedagte oor en oor nie, en toe sien ek in die middel van laas jaar, het ek oor hierdie hele gedeelte gepreek, maar in totaliteit van begin tot einde. So ons gaan dit nie weer so doen nie, ek gaan eerder die gedeelte in 2 deel, en dan gaan ons eers praat oor vanoggend, julle is die sout van die aarde, en dit bietjie meer in detail, ekskuus nou vir die Engelse woord, maar in detail gaan bestudeer, en dan volgende week gaan ons kyk na julle is die lig. Maar vanoggend hierdie eerste fase,
Julle is die sout van die aarde. 'n doodgewone mineraal wat die Bybel gebruik om 'n kragtige boodskap oor te dra. En die een ding wat in daardie tyd daar was en dit wat vandag nog so is die feit dat 'n mens nie sonder sout kan funksioneer nie. So mens maar net na die liggaam kyk. Ons liggaam kan nie sonder sout nie. Ons liggaam het sout nodig vir klomp verskillende prosesse. En in daardie tyd het hulle dit geweet, hulle het dit besef, en die Here Jesus gebruik dit om 'n waarheid oor te dra. Die Here Jesus gebruik hierdie feit om vir kinders van die Here te leer hoe 'n disipel, hoe 'n kind van die Here, hoe 'n volgeling van die Here Jesus se lewe moet lyk. Hoe moet hulle funksioneer? En as 'n mens dan na die eienskappe, na die gebruike van sout kyk in daardie tyd, ook vandag nog so, dan sien 'n mens waarhede raak vir kinders van die Here. Hoe die Here wil hê sy kinders moet wees. Veral met betrekking op die wêreld rondom ons. Die mense wat rondom ons beweeg, hy sê julle is die sout van die aarde. Julle is die lig van die wêreld. Ons leef in 'n sekere area met sekere mense om ons, met mense wat met ons in kontak kom, en vir baie van daai mense is dit die enigste keer wat hulle met 'n ware kind van die Here in aanraking kom. So watter effek het ek op so 'n persoon se lewe? Watter effek het ek op so 'n persoon se denke wat met my as kind van die Here, volgeling van die Here Jesus in aanraking kom? Want daar moet 'n effek wees, maar daar moet 'n positiewe effek wees. En die Here Jesus kom leer hierdie wonderlike les vir die mense wat daar by mekaar was en hom aanhoor, dat dit is hoe kinders van die Here moet wees. So nou kom ons af vandag toe en ons praat oor die kerk van Christus, en as ek sê kerk, praat ek nie van die evangelies gereformeerde kerk of die NG of hervormd, of ek praat van kinders van die Here, mense wat waarlik die Here volg, wat waarlik hulle lewens al vir die Here gegee het. Hulle moet soos die sout van die aarde wees. Interessante voorbeeld wat die Bybel hier gebruik om te sê, as die sout laf geword het, as die sout sy smaak verloor. Nou die rede hoekom ek sê dis interessant is, want skoon suiwer sout kan nie sy smaak verloor, of die effek, of sy eienskappe verloor nie. Maar in daardie tyd, die sout van die dooie see was gemeng met allerhande verskillende goed, en ek gaan nou nie vir al die vervelige detail hier inbring nie, maar dit was gemeng met ander minerale en stowwe, en daai vermenging het gemaak dat die sout nie smaak gehad het nie. So wat het hulle met dit gedoen? Hulle het dit gegooi vir voetpaadjies. Hulle het dit gegooi om onkruid uit te hou en die paadjies hard te stamp. Dis al waarvoor hulle dit kon gebruik, en dis hoekom die woord sê, dit deeg nêrens meer voor as om buite gegooi en vertrap te word nie. Sout uit die dooie see, wat geen smaak oorgehad het nie. En net daai woord sê klaar vir ons, dis nie iets wat ons moet wees nie. Die sout wat nie smaak het nie, kom uit die dooie see uit. Dit moet nie waar van ons wees nie. En dis die waarheid vir kerke, vir gemeentes, vir kinders van die Here. As ons meng met verkeerde dinge, dan verloor ons die effek wat ons op die mense rondom ons het. As ons fokus verkeerd is, as ons lewens verkeerd is, as ons kompromie aangaan met sonde, as ons met verkeerde mense meng, dan verloor ons die effek wat ons as kinders van die Here kan hê. En ons wil nie hê dit moet gebeur. As kinders van die Here wil ons 'n impak op mense se lewens maak, veral met die rondom ons. Die sout van die aarde. Die mense waarmee ons in aanraking kom, of ons hier uitgaan en na die OK toe gaan, of die Spar toe gaan, of by die waar ook al ons beweeg, miskien vriende wat ons raakloop, daar waar ek gaan, wat is die effek wat ek op daardie mense het? En soos ons nou deur hierdie boodskap gaan, sal u sien, dit gaan oor mense wat miskien nie kinders van die Here is nie, maar ook die wat werklik sê ons is kinders van die Here. Die effek wat ons op alle mense se lewens het. Wat word in my lewe gesien? Wat word ervaar? En watter impak het dit? Want dit is noodsaaklik vir ons as kinders van die Here om 'n positiewe impak te hê. So sout vir ons lewens noodsaaklik is,
is dit noodsaaklik vir die Here dat die gemeente soos sout sal wees. Hy vra dit van ons, hy verwag dit van ons. Is ons lewens dan so? Is ons die sout van die aarde? Want dit moet so wees. En dit met die tema van ons jaar in gedagte, gaan ons vanoggend net na die een gedeelte daarvan kyk, die sout van die aarde. Wat beteken dit vir ons? Watter eienskappe moet ons hê om so sout te wees? Ons begin met ons heel eerste gedagte vanoggend, en dit is die eerste eienskap van sout, seker die belangrikste, en seker die een wat ons die meeste van weet is, sout gee smaak. Markus 9 vers 50, die sout is goed, maar as dit souteloos geword het, waarmee sal julle dit smaaklik maak? Julle moet sout in julle hê en vrede hou met mekaar. So ons weet, sout gee smaak. Ek dink deur die eeue heen, van die Bybelse tyd af tot vandag toe, weet almal en gebruik almal dit so, sout gee smaak. En ons sien dit reg deur die skrif. Nou die oudste gedateerde Bybelboek, dis mos nie Genesis nie, dis Job. En in Job 6 vers 6 lees 'n mens, word iets wat laf is, sonder sout geëet, of is daar smaak in die wit van 'n eier? So selfs heel van die begin af, sout gee smaak. En dan hier in Markus 9, die eienskap word aangeraak. Sout gee smaak, dit maak kos lekker, en so het mense 'n effek. As mense met jou in aanraking kom, dan is daar 'n smaak wat afgegee word. Nou dis vir my nogal interessant, ek is nie baie goed in die kombuis nie. My vrou sê ek maak lekker kos, maar dis omdat ek weet hoe om 'n resep te volg. Dis eintlik al wat ek doen. Maar selfs ek het al 'n klomp keer as ek oudspap of iets maak, die sout vergeet. En 'n mens kan nie glo dat iets wat jy soet eet met suiker of heuning of hoe ook al, so sleg kan wees as jy daai klein bietjie sout vergeet nie. So groot impak het dit. En nou vat ons hierdie eienskap van sout en ons besef, maar die Bybel praat daarvan. Nie een eienskap wat die Here Jesus gebruik om te leer, hoe moet kinders van die Here se lewe lyk, hoe moet disippels se lewe lyk, is dit moet smaak gee. Nou wat beteken dit? Hy sê in hierdie vers, julle moet sout in julle hê en vrede hou met mekaar. So dit gaan oor die mense rondom die kind van die Here. Dit moet dit meer aangenaam maak, meer vreugdevol met die mense rondom jou. En ek dink ons besef dat as iemand leef soos die Here Jesus geleef het, as hulle vrede hou en liefde betoon en daai openhartigheid het, die vriendelikheid het van die Here Jesus, dan is dit mos 'n aangename persoon om naby te wees. As iemand so positief en vriendelik en liefdevol is, terwyl hulle nie kompromie aangaan met sonde nie, ons kan nie daai deel vergeet nie, maar dit maak dit aangenaam. En nou kom die Bybel en hy wys die teendeel, hy sê, maar wat van soutelose sout? Sout wat nie meer smaak het nie. En dan het ek vroeër verduidelik die Bybelse konteks met die dooie see se sout wat met goed vermeng is, en dan het nie meer smaak nie, en dit was hoe die godsdiens in daardie tyd was. Die Joodse tydgenote van die Here Jesus het die godsdiens op so 'n manier bedryf, dat dit sy krag verloor het. Hulle het dit vermeng met goed, hulle het dit vermeng met menslike wette, met menslike sieninge, met hoe hulle dit wil hê dit moet wees, en toe maak hulle dit smakeloos. Die Bybel sê ook, hulle het dit te swaar gemaak vir mense om te dra, onaangenaam. Terwyl kinders van die Here die teenoorgestelde is, hulle maak dit aangenaam. Hulle wys vir mense, maar hoe kan 'n kind van die Here leef? Wat kan hulle ervaar? En hierdie manier van met mense in aanraking kom, is 'n eienskap wat kinders van die Here moet hê. Ons moet dit aangenaam maak. Dink aan Filippense 4, wat sê, wees vriendelik teenoor alle mense. Daar moet 'n aangename smaak wees, deur alles wat ons doen op sê. Dit het betrekking op hoe ons leef en wat ons sê. Kolossense 4 vers 6, die A-gedeelte, laat julle woord altyd aangenaam wees met sout besprinkel. En dis so met 'n rede. As ek probeer net om vriendelik te wees, as ek probeer om, nou maar weer Engels woord gebruik, nice te wees, dan straal dit nie noodwendig die beeld van die Here Jesus uit nie. Maar as ek 'n kind van die Here Jesus is, en ek leef naby aan hom, en ek probeer leef soos hy, dan straal dit 'n baie sterk beeld uit. Om die eienskappe van die persoon van Jesus Christus uit te leef. Dit
maak dit aangenaam. So dis nie net ek wat probeer om nice met mense te wees nie, dis ek wat soos die Here Jesus daardie eienskappe uitstraal. En omdat ons die Here Jesus in ons het, deur die Gees as kinders van die Here, het ons vrede. Ons het vreugde, ons het liefde, ons het alles wat mooi is. Dis wat ons moet uitstraal. Dit is wat ons moet leef. Want dit straal 'n beeld uit van die Christelike lewe. Nou wat van die soutelose sout? Want dit bestaan vandag nog. Ek het vroeër terugverwys na die Jode van daardie tyd en hulle godsdiens, maar dit gebeur vandag nog. Waar mense in sekere areas inbeweeg en 'n mens sien, maar as dit 'n kind van die Here is, ek wil nie so leef nie. Ons almal het al hierdie woorde gehoor. Dis iets wat 'n mens nogal gereeld hoor. Hoekom is dit so? Partykeer ongeregtig, wat iemand regtig net moeilik is, maar ander kere is dit met rede, want daar's mense wat sê hulle is Christene, sê hulle is kinders van die Here, maar dit wat hulle uitstraal is definitief nie 'n beeld van die Here Jesus. En dis elke keer omdat hulle dit vermeng met ander goed, vermeng met mensgemaakte wette of mensgemaakte reëls, of selfs sondaes. Ons dink in Psalm 1 vers 1. Wat sê welgeluksalig, wat sê 3 maal gelukkig of 3 maal geseënd, is die man wat nie wandel in die raad van die goddelose, nie staan op die weg van die sondaars, nie sit in die kring van die spotters nie, maar sy behaas in die wet van die Here en hy oordink dit dag en nag. So hy sê welgeluksalig is die man wat nie meng met al hierdie goed nie. Hierdie goddelose, die sondaars, die spotters, die wat skinder, wat hulle nie meng met hierdie goed nie. Want daai goed straal 'n lelike beeld uit. Maar welgeluksalig is die wat se behaag in die wet van die Here is en daarin leef. Leef soos Christus. En daarom is dit vir ons so belangrik om so sout te wees. Hoe doen ons dit? Ons lewe soos die Here Jesus, ons straal sy beeld uit en dit maak dit vir mense rondom ons aangenaam, smaakvol. Deur eenvoudig my geloof uit te leef. Dis al wat dit is. Dis nie 'n probeerslag om heeltemal iemand anders te wees of te verander, dis net leef my geloof uit. Straal die beeld uit van dit wat Christus vir my gedoen het. Eerste eienskap van sout, dit gee smaak. As ons die Here Jesus uitleef, dan gee dit ook smaak, dit maak dit ook aangenaam. Die tweede eienskap van sout, en is eintlik sulke duidelike eienskappe wat 'n mens gebruik, is sout maak dors. Nou die vers wat ek vir dit wil gebruik is Openbaring. Nou kan u sien ek copy and paste van Eastward af, daar staan Revelations. Openbaring 22 vers 17. En die Gees en die bruid sê kom, en laat hom wat hoor sê kom. Laat hom wat dors het kom. En laat hom wat wil die water van die lewe neem verniet. Ons gaan nou by die dors uitkom. 'n Eienskap van sout is, dit maak dors. Hoe meer sout 'n mens inneem, as 'n mens dink aan daai pakkie sout en asyn chippies wat jy eet, hoe vinnig word 'n mens dors van dit. Sout maak jou dors. En hoe meer sout jy inneem, hoe meer water het 'n mens nodig om te funksioneer. Vir spiersamentrekkings en senuimpulse en al hierdie goed het 'n mens sout en water nodig. 'n Mens moet hierdie goed inneem en dis hoekom sout maak jou dors. Dit gee vir jou die noodsaak om water in te neem. Meer sout jy inneem, hoe erger is die dors. En nou kom bring die Bybel, die Here Jesus in sy bergpredikasie, kom trek hierdie goed in lyn. En 'n disipel, 'n kind van die Here moet ander dors maak. Nou kom ek verduidelik. 'n Disipel se lewe, het ons nou gesê, moet smaakvol wees, dit moet aangenaam wees, en dan moet mense die Here Jesus daarin raak sien. So daai dors is vir die lewende water, dis vir die Here Jesus Christus, want hulle sien, maar kyk hoe leef hierdie persoon, kyk die vrede, kyk die vreugde, kyk hoe ervaar hy dit, ek wil dit hê, ek het 'n dors daarna. Maar daai dors is nie om soos Herman te word nie, dit is om soos die Here Jesus te word. So dit gee mense 'n verlange na die evangelie toe, dit gee mense verlange na Christus toe. So 'n kind van die Here se lewe wat so sout is, moet 'n rigtingwyser na die Here Jesus wees. Waar mense ervaar, ek wil ook so wees, ek wil dit ook ervaar. En ek kan dit net doen deur die Here Jesus. Johannes 4
Kry ons die verhaal van die Samaritaanse vrou, en sy gaan na die put toe, sy wil water skep, en die Here Jesus sê vir haar, vra vir my en ek sal vir jou gee die lewende water, en jy sal nooit weer dors kry nie. Jesus is die lewende water. En dis waar Openbaring 22 vers 19 inkom, wat sê, laat hom wat dors het, kom. Hy moet na die Here Jesus toe kom, en hy sal die ewige lewe ontvang. So, daardie dors wat 'n disipel vir mense gee is, na die Here Jesus toe. En nou moet ons daaraan dink, dis 'n eienskap wat ons lewens moet hê. Ons moet mense dors maak. Ons lewens moet mense na Christus toe bring. Moet mense laat sien, maar daar is iemand wat hulle lewens kan verander. As die soutelose, of die sout souteloos geword het, en my lewe is nie aangenaam verander nie, dan dryf dit mense weg. Dan hoor mens woorde soos, as dit 'n kind van die Here is, wil ek dit nie wees nie. Moet mense op 'n sekere manier optree. Dit stoot mense weg. Maar as ons lewens aangenaam is, weer eens, soos die Here Jesus, nie net aangenaam nie, maar soos die Here Jesus, dan maak dit dat mense na Christus toe kom. Dit maak hulle dors vir die evangelie, vir die ewige lewe. En daai dors sal erger en erger word, totdat hulle dit uiteindelik ontvang. Ons lewens moet mense nuuskierig maak, dit moet mense laat dink, hulle wil ook dit hê. Hulle wil ook daardie vrede en vreugde hê, van iemand wat selfs in 'n moeilike situasie kan sê, maar ek is rustig, want die Here is in beheer. Mense moet na die evangelie toe gevat word, hulle moet na Christus toe gevat word. Soos wat 'n mens vir iemand water sal gee as hy dors is. Vat hulle na Christus toe, en deur dit te doen moet ek die evangelie leef, en ek moet die evangelie verkondig. Nou weet ek, ons het nou onlangs die EJ3 kursus gedoen, en ek onthou toe ek 'n student was, het ons die EJ3 kursus gedoen, wat jy nou die evangelie verkondig, en hulle het gesê, een van die grootste probleme in Christendom vandag is, ons word geleer om mense dors te maak, maar ons sê nooit vir hulle hoe om by Christus uit te kom. Die soeke is daar word nooit die antwoord gegee. So daarom, die twee dinge loop hand aan hand. Leef dit uit, maar as iemand daai soeke het, deel met hulle. Praat met hulle oor die Here Jesus, verkondig die evangelie, sê vir mense hoe om by die Here Jesus uit te kom. En ek hoef nie verskriklike baie teologiese kennis te hê en die Bybel te ken. Al wat ek moet kan sê is, Christus wil jou aanneem soos wat hy my aangeneem het, en ek kan my getuienis deel, want dis mos die kragtigste evangelie is 'n getuienis. Dink aan Handelinge 1 vers 8, julle sal krag ontvang in die Heilige Gees, wanneer hy oor julle kom, en julle sal my getuies wees. Getuig van wat Christus vir jou gedoen het, en hy kan dit verander doen. So sout maak dors, so moet ons mense, ons lewens moet mense wys na die Here Jesus toe. Dit moet daai soeke bring na die iets wat ons het, en dan kan ons dit gee. Die boodskap van Christus. Sout maak dors, maar daar is ook nog 'n eienskap van sout wat ook dwars deur die eeue heen gebruik is, en dit is, sout bring genesing, dit maak skoon, dit reinig. 2 Konings 2 vers 21, daarop gaan hy uit na die plek waar die water uitkom, hy gooi die sout daarin en sê, so spreek die Here, ek het die water gesond gemaak. Daar sal geen dood of onvrugbaarheid meer van kom nie. So nog 'n eienskap van sout wat ons goed ken, is dit genees. Dit werk verrotting tee. As 'n mens maar net dink aan die medies, hoe belangrik is sout? As iemand opgeneem word in die hospitaal, en ons het 'n bietjie mediese personeel hier, wat is die eerste ding wat vir hulle gegee word? 'n Drip. Wat is in die drip? Saline, soutwater. Dis belangrik, sout. Mense met sinusprobleme wat gereeld soutwater gebruik, want dit maak skoon, dit help met infeksies, dit verhoed septisisme, klomp van hierdie goed. Nou ek is nou nie so slim met al hierdie goed nie, maar die een ding wat ek weet is, my skottelgoedwasser het nou en dan sout nodig, anders maak hy nie meer skoon nie. So, sout maak skoon. Nou die gedeelte wat ons gelees het, hierdie water wat nie reg is nie, en die Here sê, gooi sout daarin. Die profete sê eens klaar, die water is sleg, dit maak die grond onvrugbaar, dit is sleg vir die mens, jy sou sterf as jy daarvan drink.
En die Here sê, gooi sout by, en die water sal genees word. Dis net 'n beeld van die genesende krag wat sout het. Nou bring ons dit weer in lyn met die Here Jesus se bergpredikasie, hy wat sê, die kinders van die Here moet so sout wees. Nou dink ons aan Elisa. In die verhaal moes Elisa sout bygooi, maar die Here het genees. Die Here het die genesing gebring. Die Here Jesus sê, die disippels, die kinders van die Here, sal die sout van die aarde wees. Maar die reiniging vind deur die Here Jesus plaas. Die dors bring na die Here Jesus toe. Hy is die een wat reinig, wat vergewe, wat redding gee. So die disippels het nie fisies gereinig nie, maar hulle bring na die Here Jesus toe, wat die reinigende werk doen. As kinders van die Here moet ons hierdie eienskap van sout besit. Ons kan nou nie noodwendig genesing en reiniging bring nie, maar ons kan dit bring deur die Here Jesus. Bring na hom toe, hy reinig. So ons kan 'n mooi woord is sielewenners wees. Romeine 10 vers 14 en 15. Hoe kan hulle hom dan aanroep, in wie hulle nie geglo het nie? Hoe kan hulle in hom glo, van wie hulle nie gehoor het nie? Hoe kan hulle hoor sonder een wat preek? Hoe kan hulle preek as hulle nie gestuur word nie, soos geskrywe is? Hoe lieflik is die voete van die wat die evangelie van vrede verkondig, van die wat die evangelie van die goeie verkondig. Kinders van die Here moet ook getuies wees, hulle moet die evangelie verkondig, hulle moet sielewenners wees. Nou ons fokus nie nou op die eindtye en alles wat gebeur nie, maar al wat ek vir u kan sê is, daar gaan eendag 'n beloning wees vir die wat sielewenners is. 1 Tessalonisense 2 vers 19, want wie anders as julle is ons hoop of blydskap of kroon van roem in die teenwoordigheid van ons Here Jesus Christus by sy wederkoms. Ons moet die evangelie verkondig, ons moet reiniging en genesing bring deur die Here Jesus na mense toe te bring. Hy red, hy genees. Want dink daaraan, wat is die grootste deel van die evangelie? As ons uit die goeie nuus vat dat Christus red, wat is die grootste deel daarvan? Ons leer dit in die Heidelbergse katekismes, die van u wat dit nog deurgemaak het. Hoe groot my sonde is en hoe groot die reiniging daarvan is. Die grootste deel van die evangelie is, Jesus reinig my van my sonde. So as die sout van die aarde kan ons genesing bring, ons kan reiniging bring deur die Here Jesus Christus, waar hy hierdie werk doen. En dit was nou redelik die 3 gedagtes wat ons hanteer het, redelik vir mense na buite, die sout van die aarde in die wêreld buite, maar die laaste een bring ons ook bietjie nouer, ander kinders van die Here, en dit is, ons laaste gedagte, is sout preserveer. Levitikus 2 vers 13, en jy moet al jou spysoffers met sout berei, en jy mag die sout van die verbond van jou God by jou spysoffer nie laat ontbreek nie. By al jou offers moet jy sout bring. Hoekom moes hulle dit doen? Om die spysoffers te preserveer. Nou die laaste eienskap waarna ons vanoggend kyk is, as die sout van die aarde moet ons lewens mos nou smaakvol wees, aangenaam wees, ons moet mense dors maak, na die Here Jesus toe bring, en dan genesing en reiniging bring deur Christus, wat ons aan mense verkondig. Maar nou gebruik die Here Jesus nog 'n beeld, en hy sê, dit preserveer. Ons is die sout van die aarde, en dit geld ook vir die mense wat die naaste aan ons is. Kom ons sê, ander kinders van die Here. Disippels van die Here, dit wat die Bybel verduidelik as my naaste en my broeder. Ander kinders van die Here. Sout preserveer. Nou in daardie tyd veral is sout verskriklik baie gebruik om vleis te preserveer, soos wat ons in Levitikus gesien het. Want hulle het natuurlik nie yskaste of koelkaste of vrieskaste of niks van hierdie goed gehad nie, so hulle het hulle vleis met sout preserveer. Soos wat die voortrekkers gedoen het, en soos wat ons nou biltong het, wat ons tot vandag toe kan geniet. Hulle het met sout preserveer. En nou kom 'n geestelike toepassing in, want sout hou vleis skoon. Dit help dat dit nie vrot nie, dit hou bakterieë weg. Nou, as kinders van die Here wat, soos ons nou alles tot hier toe gebring het, die Here Jesus uitleef en die boodskap uitdra, en ons maak mense dors, en ons doen al hierdie goed, as ons so leef, is daar nie plek vir sonde om in te glip nie.
En so hou ons mekaar verantwoordelik. Ons hou mekaar op die regte pad deur te leef soos die Here Jesus. Kolossense 3 vers 16. Laat die woord van Christus ryklik in julle woon, in alle wysheid. Leer en vermaan mekaar met psalms, lofsange, geestelike liedere en sing in julle hart met dankbaarheid tot eer van die Here. So leer en vermaan mekaar. Nou wat is vermaaning? Want baie mense raak deur mekaar met vermaaning en oordeel en al hierdie goed. Vermaaning is nogal 'n mooi interessante Griekse woord. Die woord is parakaleo. Nou, die van u wat weet van soos parabellum en daai goed, para beteken langsaan. Kaleo beteken roep, so vermaaning beteken ek kom langs jou in en ek roep jou terug. Dis 'n baie mooi Griekse woord. Ek kom langs jou in en ek roep jou terug. Dis wat vermaaning is. Ons hou mekaar op die regte pad, ons hou mekaar verantwoordbaar, ons hou mekaar in die voetspore van die Here Jesus Christus. So daarom is dit vir ons belangrik om die sout van die aarde te wees vir die mense van buite, maar ook vir ons as gemeenskap, as kinders van die Here, as Christene, as gemeente, sodat ons mekaar op die regte pad hou. Sodat ons heilig leef en dat ons nie verval in sonde nie. Hoekom? Want dit gebeur. Kyk in die Bybelse tyd, ons hoef nie nou na moderne voorbeelde te gaan kyk nie. In die Bybelse tyd, 1 Korintiërs 5, kom daar 'n persoon in die gemeente in en hierdie persoon pleeg sonde en wat doen die gemeente? Hulle sê ons verwelkom hierdie man met oor dit. Ons sê niks daaroor nie. Toe kom die Here en hy laat hierdie gedeelte skryf, 'n bietjie suurdeeg maak die hele deeg suur. Suiwer. Moenie die sonde aanvaar nie, want daai gemeente, sonde het aanvaarbaar geraak, hulle hele morele standaard het verswak. Oor een persoon met sonde toegelaat is, om hy sonde uit te leef, niemand het hom reg gehelp nie, inteendeel hulle het dit goedgekeur. Daarom is dit belangrik in 'n gemeenskap, as kinders van die Here, in 'n gemeente, om reg te leef, want ons hou die standaard, die waarde hoog. Dit beteken nie, ons sê vir sondaars, julle mag nie inkom, julle mag nie wees, ons stuur hulle weg nie, dit beteken ons aanvaar nooit die sonde nie. Dit beteken, wanneer ons moet praat daaroor, dan praat ons daaroor. As ons dink aan die Here Jesus, die Here Jesus het liefde uitgestraal en vrede en blydskap. Het die Here Jesus ooit sonde goedgekeur? Nie een keer. Hy het reguit daaroor gepraat. En hy het mense soms vies gemaak. Hy het mense weggestoot deur net te sê, maar dit wat julle doen is verkeerd. So sout preserveer, as kinders van die Here, help ons mekaar met daai vermaaning, kom langs aan en roep terug, dat ons die pad saam stap. Dink aan Paulus, hy sê vir hulle in 1 Korintiërs 11, wees my navolger soos ek dit van Christus is. Kom ons leef heilig soos Christus heilig is. Ons lees in Eksodus 30 vers 35 en maak daar reukwerk aan van 'n mengsel soos die salfmenger dit maak met sout gemeng, suiwer, heilig. Nou bring hy die sout in lyn met suiwer en heilig. 1 Petrus 1 vers 15. Maar soos hy wat julle geroep het, heilig is, moet julle in julle hele lewenswandel heilig word. So sout preserveer en nie kans gee vir bakterieë om in te kom nie, so moet ons as kinders van die Here ons lewens preserveer deur nie sonde toe te laat nie. Nie kompromie aan te gaan met sonde nie, dit nie te aanvaar nie. Dit is dan die laaste eienskap van sout wat ons vanoggend hanteer. Volgende week praat ons oor die lig. Maar net om so vinnig saam te vat, die Here Jesus kom met sy bergpredikasie en hy vergelyk sy kinders met sout van die aarde en so sout smaak gee, moet ons as kinders van die Here die lewe aangenaam maak deur die Here Jesus uit te leef, dat mense in kontak met hom kom. Saam met dit, sout maak dors. Ons maak mense dors na Christus toe deur dit wat hulle in ons sien. Sout bring genesing en reiniging en so bring die Here Jesus daai reiniging wanneer ons mense van hom vertel en uiteindelik moet ons heilig leef. So sout preserveer, moet ons seker maak daar is nie sonde in ons lewens, in ons gemeente, in ons gemeenskap nie. So dis waar ons begin met ons tema van die jaar. Wees die sout van die aarde. Anders is ons soos die dooie see.
Sout wat laf geword het, raak vermeng met goed en dit het geen effek nie. Daai gedeelte kom sê vir ons, wat ek vir u gesê, die kern. As kinders van die Here moet ons 'n effek hê op die mense rondom ons. En dit moet 'n positiewe effek wees, soos sout, soos lig. Ons kan vir die Here iets beteken, ons kan 'n effek hê. Ons moet net gehoorsaam wees. So daarom besluit ons vanoggend, ons sal die sout van die aarde wees. Ons as kind van die Here, as ons van elkeen van ons praat, net van onsself, ek as kind van die Here wil die sout van die aarde wees, maar ook as gemeente, as iemand met iemand in ons gemeente in aanraking kom, wat is die effek? Wat sien hulle? Wat ervaar hulle? Ons vertrou dat dit 'n ervaring van die Here Jesus sal wees, soos die sout van die aarde. Amen. Kom ons buig die hoofde en dan bid ons net saam. Wonderlike Here, ons kom sê vir u dankie vir 'n boodskap wat u gebring het daar met die bergpredikasie, Here, dat u ons kom leer met sulke praktiese voorbeelde, sout en lig, en dat ons dit kan verstaan, dat ons dit kan ervaar, maar dat ons dit kan uitleef, Here. En dat ons as kinders van die Here 'n effek op mense rondom ons sal hê, dat ons soos sout alles uiteindelik na u toe sal wys. Ons lewens, dit wat ons sê, wat ons doen, dat dit alles na u toe sal wys. En ons sê vir u dankie daarvoor. Here, ons weet, ons is nie perfek nie, ons weet, ons almal maak foute, maar ons bid, Here, dat u vir ons sal krag gee, dat u ons sal help om ten volle u beeld na buite uit te leef. Dankie, Here, ons bid so vir ons gemeente, waar dit ook ons tema is, Here, dat ons as gemeente 'n groter effek op die area rondom ons het. As ons dink aan Veldrif, Laaiplek, Port Owen, Dwarskersbos, Saldanha, Sint Helena, Langebaan, al hierdie plekke wat rondom ons is, Here, dat ons gemeente die effek daar sal hê. Ons bid dit alles in die wondernaam van Jesus Christus alleen. Amen. U kan saam met my staan, ons sing ons slotlied, Meer heiligheid gee my. Christus ons verlosser en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees wees en bly met u elkeen. Amen.